Prys die Here. Loof die Here. Amen. Mag jy sit ook in die Here. En jy gehoorsaam. Prys die Here. Loof die Here. Die Here is so getrou. Amen. Die Here is so getrou en regverdig. Wil jy nie die Here lofoffer gee, net jou hande opsteek en sê dankie Here, dat ons nog die genade van U kan ontvang het nie. Want is deur sy genade wat ons hier vanoggend is. Deur sy genade het hy vir ons aan die kruis gesterf. Halleluja, prys die naam, dankie Here, prys die naam. Ja, ek wil dit nie onderbreek nie. Ek wil vir die volgende toe ek vertel. Dis een van die goedjies. Ek wil baie dankie sê dat die gehoorsaamheid begin beoefen. Jy doen dit nie vir my nie, jy doen dit nie vir die kerk nie. Jy doen dit nie vir enige een wat in die kerk opgestap het nie. Maar jy doen dit vir die Here. Gehoorsaamheid. Dus wanneer die Here jou begin toets, en dan begin die geloof inkom. En deur gehoorsaamheid begin die Here ook voorsien vir jou. Prys die Here. Ek wil graag met my titel vir die boodskap is Jesus breek al die bande. En as ek reg het, my vrou het al klaar begin doen. En Benny was nou so, ek glo dit was Benny waar sy het hulle die tafel gedek. Hy het nie geweet wat ek soek nie en ek het die hele dag gesoek daarvoor. Vir kettinge en boeie en ek kon nie kry nie, toe ek nou instap, die is klaar voorbereid. Het is lekker as ons so begin in die gees wandel. Ek wil nie, is ek te hard vir julle? Is dit reg? Ja, almal kan my hoor. As dit 'n bietjie hard is, maak met julle oor toe vrou oomblik. Nee, ek wil nie julle oor toe maak. Prys die Here. Nee, ek wil vir julle vanoggend sê, ek het 'n boodskap en dit is dalk 'n harde boodskap, maar dit is iets wat ons elke kind van die Here moet hoor. Maar voordat ek my boodskap gaan gee, wil ek hierdie geleentheid gebruik maak om te getuig vir julle. As ek jy vra vanoggend, kan ek vir julle vra, dien ons die God van onmoontlike? Stem jy saam met my? Glo julle dat hy kan sake wat onmoontlik is, uitsorteer, oplos, en dit wat nie vir die mens moontlik is nie, maak hy 'n plan. Stem jy saam met my? Ek wil die Here loof en ek gaan nou by my punt kom, maar ek wil hier eers bietjie, soos die woord sê, die woord van die Here leer ons, hy sê, monster die mans op. En dan bedoel ek daarmee, ek gaan julle 'n bietjie dryf vanoggend, voordat ons begin met die woord. Ek wil julle vertel, glo jy in getuienisse? Amen. Glo jy dit werklik? Amen.
Glo jy dat hy kan alles doen wat ons sê, as ons sê Jesus kan alles doen, glo jy dit uit jou hart uit? Dan sal jy vir my sê, ek wil dit hoor. Ek wil dit hoor. Ek wil vanoggend met u iets deel. Ons kom 'n week terug, is die incident wat gebeur by die kerk. Nou baie van julle weet nie daarvan nie. Eintlik niemand in hierdie bestuur weet. En terwyl ons hier is gebeur die incident en ek is by die huis en ek bid en ek sê, ag, liewe Here, moet dit nou oor my pad kom. Nou jy sal my nog leer ken, ek probeer so vinnig as moontlik 'n saak oplos, want ek het al geleer, wag nie te lank, dan raak dit moeiliker. Dan raak dit eers moeilik. Maar die saak is so, inteendeel, ek gaan dit vir julle mooi verduidelik. Ek gaan niemand se naam noem nie, of niks sê nie, maar ek wil vir julle sê, het julle gesien om hierdie kerk is huise? En julle geweet, hierdie is ook mense, dis ek en jy. Maar die meeste van daai mense is nie ons gemeente nie. En daar het 'n incident gebeur, en die incident was, die klipie gaan weg deur die ruit. En ek is so baie die mense, ons is nog eers klaar uitgesorg, en alles by die kerk, en dan kom hierdie stories na aan. En dit is soos die duiwel wil hê. Die duiwel kom ons altyd in die pootjie, ja, hy wil sien dat jy sê, jy prys die Here, ek sal lees, en dan val jy nou uit na my knie is weer seer. Nou is ons weer van vooraf, en begin ons weer vooraf bid, want my knie geseer. En soos dieselfde met hierdie ryk, en ek is soos, ek weet die mense wat ek van praat vandag sal dit waardeer as hulle gaan kyk na die video. Dit is nie om sleg te wees, dit is om goed te praat. Ek praat vandag 'n goeie getuienis. En ek begin bid en ek vra vir die Here, Here gee my wysheid, gee my insig, sodat ek hierdie saak reg kan hanteer. Maar van die oomblik wat ek sê mes, toe ek met die dame praat, hoe dit begin reg hanteer. En net die manier wat ek met haar gepraat het haar oortuig, dat sy my nie 'n fyn aan sien. Sy moet saam met my werk. Dis haar eie woorde gewees. Nie my woorde nie. En na die inteendeel, dat het so begin aangenaam raak, ons begin amper vriende raak, met mekaar terwyl die probleem nog eens opgelos is. Wat wil ek volgens sê? Ons gesindheid spreek van ons Christendom. En jy kan sê wat jy wil, jy kan wees waar jy wil, jy kan by die werk ook wees, jy kan ook 'n kind van die Here wees, jy hoef nie so te wees soos die wêreld nie. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Maar my gesindheid wys toe hierdie dame dat ons dit wil op die regte manier afhandel. En ons het die ander partye in, maar nie die ander party wil nie hulle kan. En ek is ongelukkig, vra raad oor ons, ek vra vir almal raad. Bid en ek sê, Here, ek het al die wysheid, ek het al die raad by mekaar gesit, maar die Here denk dit maar, nee, ek moet met die vrou gaan praat, ek gaan na haar toe, en op pad so toe, praat die Here met 'n ander persoon, en die Here gebruik daai persoon, ons te seën. Nou op die einde van die saak het ons besluit, dat ons gaan ons deel gee, en kom nie die kerk se kas uit, nie, niks uit die kerk se kas uit, kom uit die Here se hande uit, bring die man vir my, die fondse wat ons kan ooreenkom met mekaar. En weet jy wat, die vrou sê vir my, die gesindheid wat ons wys, maak dat sy sal kom kerk toe. Sy is nie in hierdie kerk, sy is 'n Engelse dame, maar die idee daarvan is dat toe gooi ek al uit daar te kerk toe. Maar wat ek vir julle wil sê is, die Here is so groot, hy los hierdie saak op vir ons. Hy los dit op. Hoor jy wat ek vir julle volgens sê? Ons het geen skade gelei nie. Inteendeel, die bietjie skade wat sy gelei het, is sommer ook van die wat afgevee. Hoekom sê ek dit vir julle vanoggend? Hoekom bring ek hierdie getuienis? Ek wil vir julle wys dat die Here is in beheer. En niks wat ons gaan doen, niks wat ons sê, of wat iemand teen hierdie kerk afsmeer, of wat die mense probeer, wat beheer is nie, gaan nie werk nie, want die Here is in beheer. En ek gee die Here al die lof en die eer, want hy het 'n saak opgelos wat vir my onmoontlik gelyk het. Ek het rarig gedink, hierdie saak gaan baie erger uitdraai, omdat dit kan gebeur. Jy kan trip en jy kan val, en jy van daai man hof toe of iets, wat er iets gebeur. Ons weet hoe werk die deels ons van ons regering in ons land, en die eerste ding is wat ons as mense is, dat slaan hom, gee hom pak slaan. Maar dit is nie wat die Here van ons as kinders wil hê nie. Die Here leer my 'n dierles,
Die dierles is ons moet ons gesindheid deur en deur beoefen, dat ons kinders van die Here is. Ons is kinders van die Allerhoogste God. Ons behoort nie in hierdie wêreld nie. Wanneer jy in hierdie wêreld behoort, dan is jy nie deel daarvan nie. So wil ek vanoggend vir julle sê, my getuienis is dat hierdie probleme die Here kom oplos. En niemand het skade gely nie. Ja, daar was seker nog 'n bietjie omgekrap. Ek was eers, en as julle my ken, dan gaan julle weet, ek staan op en soos ek so met hare, ek gaan nou kwaad word. Dus het soos, die Heilige Gees, nee, jy het ons lank al terug afgelê, jy moet jou gesindheid beoefen, gesindheid van die Gees van die Here wat in ons woon. Prys die Here, is hy saam met my, is hy bly, dat die Here vir ons 'n saak oplos. Prys die naam van die Here. Nou wil ek by my boodskap kom, en ek gaan dalk nie lank wees nie, ek wil doen wat die Here op my hart gelê het, en ek wil, voordat ek begin, ek wil vir julle lees uit Jesaja 58 vers 6. Jy wil opgesit, sy, so lekker is, ons allemaal kan sien. Nou Jesaja praat baie daarvan, en ek het hierdie deur gesoek, daar is 'n ander skrif wat ek ook vir julle wil lees. Maar ons gaan nou daarby uitkom. Ek wil lees van vers 6 sê, in die vas wat ek verkies het nie. Ek sê dat ek weer begin. Dat ek het almal die Jesaja gekry. Ek ken in die Bybelsterm hierso. Is hulle gereed om te luister wat die Here te sê? Prys die naam van die Here. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle dit afhaal, die stoppe van die juk, en vry laat weggaan, die verdrukking, en elke juk stikkend breek. En is dit nie, dat jy jou brood breek, vir hom verhonger het, en ellendig is, swerwelinge in die huis inbring nie, as jy iemand sien wat naak is, dat jy hom beklee, en jy vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek, soos die dageraad, en jou genesing skielik uitspruit, en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees, dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal skreeu en op hulp, en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder, die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerig en die neergeboe siel versadig, dan sal jy lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. Vers 11. En die Here sal jou gedurig lei en jou siel versadig in die dorplekke en jou gebedere sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, soos 'n fontein van water, waarvan die water nooit teleurstel nie. Vers 12 is my teksvers ook, en die wat uit jou voorkom, sal die ou pynhope bou, die fondamente wat vorige geslagte sal opgerig, en jy sal genoem word herbouer van gebreke mure, herstel van paaie om die bewoners te maak. Ek wil vir julle skrifgie lees, hy is nie op die bord nie, ek het dit juist nie op die bord gesit vir een goeie rede. Ek net nou uitkom. 2 Korintiërs 10 vers 3 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, om vestinge neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opwerp
opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke een gehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Ek wil vir julle vanoggend dit net weer sê. Jesus breek al die bande. Ons ken daai liedjie wat sê Jesus breek al die bande en hy maak my vry. Daar is dit een wat die krag het en dit is Jesus Christus wat die krag het om die bindings te kan breek op ons lewens. En ek wil baie vinnig daardeur kom en ek wil vir julle vanoggend sê, elkeen van ons sit vanoggend hier met 'n binding op ons lewe. Mag dit siekte wees, 'n krankheid wees, of dalk jy vasgevang is aan elke wellness of oorering of enige iets. En ek gaan nie om verskoning vra dat ek reguit is nie, maar ons sit met hierdie probleem. Mense is vasgevang in geldgierigheid. Hulle kies die geld van die wêreld bo die Here. En daarom is ons baie keer vasgevang. En ek gaan vir jy kan self die gedagte laat gaan waarin jy vasgevang word. Jy kan ook vasgevang wees in bekommernisse, depressie. Daar gaan iets vasgevang wees wat jou hou by waar jy nou is, in krankheid. Baie mense kom, en luister mooi wat ek vanoggend vir sê, baie mense kom. Ek praat nie met baie mense hier vanoggend, ek sê baie mense kom en hulle sê, ons is siek. En ons weet nie hoekom is ons siek nie. Kan ek hier vanoggend vir julle sê, hoekom baie mense siek is vanoggend in die wêreld en in Suid-Afrika, is omdat hulle nie vergewe die mense wat hulle seer gemaak het nie. Ons kan nie vergewe nie, en daai ding begin goeders bou op jou liggaam en jou gees. En dis hoekom ek het genoem het van die gees, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose magte en die owerhede, die wêreldheersers van hierdie dae. Wil ek vir julle vanoggend sê dat ons by daai punt kom om daai bande te breek. Terwyl Karin dit vanoggend noem dat ons moet daai hals afhaal, ek het dit genoem ook in Jesaja waar hy gesê het, daai hals moet ons afbreek, afhaal. En terwyl ek kom nie so sê, jy's nou my dienie volgend. Ek gaan julle vrygens om die bome by kom staan vir die bome. Nou ek gaan hom as 'n voorbeeld gebruik. Ons almal gaan deur die lewe, en ons almal het ons baie probleme en goeders, ek weet dit. Ek het ook probleme, en ek kan jou nooi en dan sit jy saam met my, en dan kan ons oor ons probleme gesels. Maar ons kan of oor gesels, of ons kan 'n plan maak om vir die Here te vra, Here, breek die bande, breek die sonde, breek ons bewuste sonde, breek hierdie gedagtes wat so omhardloop. Here, ek het nie genoeg inkomste nie. Here, daar is nie genoeg kans vir my om hierdie ding op te kan los nie. Ag liewe Jesus, asseblief help my kinders in die skool. Daar's soveel goedes wat ons kan aan dink. Hemelse Vader, help my dat my kinders werk sal kry. Hemelse Vader, help my by die werk, want die werk gaan ten gronde. Ons weet die werk gaan nie lank wees nie. Maar tog wat ek vir julle sê vanoggend, dan begin ons iets doen. Ons bind onsself, hou jou arms op. Hou dit nou net daar, hè? Jy bind aan jouself. Jy het jouself nog gebind. Ek het myself gebind. Ek gebruik hom net as voorbeeld. En elke keer dan bind ons onsself met hierdie gedagte. En dan weet jy wat kom die vyand te doen uit, dan begin hy jou wys, jy is gebind. Sien, jy is gebind, jy kan nie losgaan van hierdie binding af nie. Jy het gedink, jy het depressie, jy het nou depressie, want ek het jou gebind met depressie. Want jy het dit genoem. Ons noem die woorde, ons noem dit. Ons spreek dit oor ons kinders uit. Ons spreek dat hulle daai siektes, ons spreek dat hulle krankhede het. Weet jy wat kom ek agter? Ek wil vir julle vanoggend sê, toe ons baie jonger was, toe ek op skool was, as jy hiperaktief was, het hulle nie gesê, daar's fout met jou, jy moet na die malhuis toe gaan, nie, jou pa vir maand jou 'n pak slaag gegee, en jy was skielik reg. Dis net snaaks hoe die Here op die lewe werk. Nou dat die kinders siek stout is, nou sê ons hulle is siek, ons moet hulle op pille sit. Wat is daai pille wat hulle kry? Ritalin. Nou moet ons die kinders op Ritalin sit, want hulle is te besig. Ons moet hulle net stil sit, want asseblief, en nou gaan ek iets noem, maar moet nie my kwaadlik neem nie. As ek jou op jou tone getrap het, kom sien my nou, dan maak ek reg met jou.
Maar dan sê hulle, luister, hierdie kerk gaan nie staan nie, laat ek my kind liewers net vashou, ek moet vir hom pille gee, anders gaan hy dit nie maak nie. Anders gaan jy dit nie maak nie, ek wil vir jou sê, ons moet rigting kry. Ons moet lewe kry, ons lewe is nie in hierdie wêreld nie, dit behoort aan die Here. Ons werk in elk geval om hemel te maak. Maar ons bind onsself aan iets wat nie van ons behoort nie. Ons bind onsself wat ons dink, ons weet, dat hierdie wat ons gebind het, gaan ons laat beter voel. Dit gaan nie jou laat beter voel nie. Drank maak jy dat jy gebind is. Ag, ek gaan maar terug aan drank toe. Dan te weet ek mis, ek vergeet so oomblik van my probleme. Jy bly gebind aan jou eie ding. Niemand het jou gebind nie, jy het jouself gebind. Jy bind elke keer, bind ons onsself aan daai ding. En dan maak ons dit erger, dan word ons gelei deur die duiwel. Ons gaan waar die duiwel gaan, kom saam met my, jy gaan saam. Dan lei die duiwel lei my waar hy wil hê hy moet gelei word. Hy loop waar ek wil loop, hy sê kom, jy kan nie glo in jouself nie. Moenie na Jesus toe gaan nie. Vergeet van die kruis, moenie kyk na die kruis. Die kruis kan niks vir jou doen nie. Jesus se bloed kan niks vir jou doen nie. En dan glo ons dit. Ons glo dit, julle. Moenie vir my sê, julle het al daar by daai punt gekom nie, waar jy moedeloos raak en jy weet jy kan nie. Jy kan nie oor daai omstandigheid kom nie, want jy weet jy's gebind in dit. En daai binding maak ons siek. Dit maak dat ons moedeloos raak. En ek wil vir julle vanoggend sê, ek lees 'n skrifgedeelte, staan nie vir my op die platform. Jesus kom, en terwyl hy gedoop was, gaan hy in die woestyn. Die Bybel sê hy het ingegaan om versoek te word. Hy het nie gegaan om te wys hy is nou die koning nie. Hy het gegaan om versoek te word. Onthou een ding, en ek wil hier dit moet onthou, hy het as mens gekom. Hy het eerste as mens gekom op aarde, om vir my jou sonde te sterwe. Dit is hoekom die vyand nie vashou gehad het op die, want buiten dat hy vol rein en eerlik was, en dat hy alles was wat ons begeer om te wees, geen sonde gehad het nie, moes hy eers 'n mens word, sodat hy kon vir ons sterwe. Sodat hy ons sondes weg kon geneem het, ons skroomkere kon weggeneem het, en daarom toe hy deur die woestyn gaan, het hy iets afgeleer vir ons, wat ons moet leer vandag. En dit is, wanneer jy na die woestyn gaan, kan niks groei. Niks groei in die woestyn. Dis 'n dorre plek. Daar groei niks. Die reën val daar, dan groei niks. Jy kom 'n bossie op vandag, môre is hy weg. Ek sien dit self by ons erf. Ek kan nie verstaan nie, die bossies kom, die disseltjies kom op, maar nie die gras nie. Nou krap ek my kop en sê, ek verstaan nie, Here, ek maak die plek nat, die gras opgroei, dan kom bossies op. Die bossies gaan altyd daar wees. Die duiwel gaan jou altyd herinner in die woestyn. Luister, jy kan nie gras kweek in die woestyn nie. Hy gaan altyd vir jou sê, jy kan nie dit maak nie. Hy wil jou daar hou, sodat jy nie vorentoe moet gaan in jou lewe nie. Sodra jy net vas is in jou binding, sal jy nooit loskom nie. Dit ontbreek ons baie keer van die heerlikheid van die Here. Dit ontbreek ons om nie hemel te kan maak nie. Weet jy hoeveel, en dit is hartseer om te weet, baie mense sit vandag in hierdie wêreld, in hierdie land van ons, en hulle sê, ek kan nie los wat in die lewe gebeur het nie. Maar ek wil my storie klaar vertel van die woestyn. En terwyl ons deur die woestyn loop, nou stap saam met my, en dan ek verduidelik. Jesus stap in die woestyn. En hy word versoek deur die Satan. Die vyand wys vir hom alles wat hy wil hoor. Hy wys vir hom alles wat hy wil hê. Hy wys vir hom dit wat hy vir hom kan gee. En tog het die Here elke keer 'n teruggeslae hou gehad. En ekskuus, ek noem dit nou so plat. Maar ek wil vir julle dit verduidelik soos wat ek dit nou so sien. Elke keer wanneer die vyand iets voorgebring het die Here al klaar iets reg gehad vir hom. Dit was nie net dalk oor die vasting of omdat hy versoek was, omdat hy geweet het hoe die vyand te hanteer nie. Hy was ook verlei deur die vyand. Soos ek en u daagliks deur die vyand gedrein word, dat ons word vasgebind aan iets. Maar ons is nie vas, onthou dit net.
En iets leer ek uit die woestyn episode uit. Wanneer jy in die woestyn ingaan, is dit nie om vir siektes of iets jou dood te maak nie. Dis om jou los te maak van wat jy mee besig is. En ek wil getuienis deel met u. En die getuienis is, ek was ook so vas. Nog laas jaar was ek vas in iets. En niemand weet daarvan nie, want ek het vir niemand gesê, want ek het skaam gekry daaroor. En ek het raak skaam gekry daaroor. Want ek wil die mense moet weet van my probleem. Maar toe ek by Jesus kom, en ek sê, Here, ek weet nie meer nie, ek kan nie meer dit doen nie. Ek voel so skuldig, en elke keer vra ek vir vergifnis, dan los ek die kettinge. Dan kom dit so af. Maar wanneer ek by myself is, en wanneer ek self vasgevang word, in die werk van die vyand, die vyand kom ons en sê vir jou, jy het gedink jy is vry, né? Jy het gedink jy is vry. Nou hou ek jou vas. En hou jy nie eers vas nie. Jy word gebind deur jou eie gedagtes, deur jou eie hartsbegeertes, want jy word weggelei, soos 'n skaapie wat geslag word. En die hele tyd word ons vasgebind deur ons eie probleme. En ek kom agter, ek kan nie los nie. Maar op daai dag besef ek kan nie meer nie. En die boodskap tref my waar die Here waar die woestyn is. Weet jy wat is die interessantheid van die woestyn? Jy kan dit net daar los. Want as jy nie water gee, dan kan dit nie groei nie. En vanoggend wil ek vir u vanoggend wil ek u reghelp. En ek wil vir u vanoggend vra. Jy gaan vanoggend voor jy uitstap, gaan jy hierdie bande los. Jy gaan hom nooit weer water gee nie. Moenie daai depressie of die angs of noem dit wat jy het. Daar is soveel goedjies wat ek sien, hoeveel het ons nog hierso. Ons het soveel goeders wat ons bind. Mense wat jy bind. Plaaslings wat jy op jouself gemaak het, familie, bloedlyn vloeke. Ons kan nog, kom ek kyk wat ek nog moet doen. Daar is soveel om te kan sê. Verslawing, welis, rebellie. Daar is 'n groot ene, rebellie. Ons hou daarvan om te rebelleer. Here, dis nie hoe dit werk. Ek gaan nie aan om verskoning vra nie. Dis nie my probleem, dis sy probleem. Verwerping. Hoeveel keer het jy al gesit hierso en voel jy verwerp? Verwerp deur die werk van die Here. Verwerp by die kerk uit. Verwerp in jou werksplek. Verwerp by jou familie, by jou vrou, by jou kinders. Ons almal kom daar. En soos ek gesê het, vervloekinge. Bande wat mense om jou gebind het. Wat jy eintlik vanaf vry moet wees, bind ons onsself. En al wat Jesus sê is, maak dit los. Ek weet nie of julle al daai storie gekyk het van God's Ladette, waar die ou tannie daar sit, dat sy sien in haar self nie. En haar seun kom sit daar en hy sê vir haar, jy het die Here gedien jou hele lewe lank. Jy het nooit 'n fout gemaak as 'n ma nie. Jy het altyd op jou knieë vir ons gebid. Ons het altyd wakker geword toe jy gebid het as 'n ma. En ek sien hoe hy daar sit en hy hou haar op en hy sê, jy was altyd daar vir my gewees. Maar toe jy jou kop verloor het, waar was die Here vir jou gewees? Waar is die Here? En hy droom en hy sê, kyk wat het ek. Ek het rykdom. Ek het 'n kar, ek het 'n huis, ek het hierdie baie goeie mooi werk, en niks kan dit wegvat nie. En sy sê hierdie woorde, en dit hou so baie vas by my. Baie keer, lei die Satan ons, hou dit net so hoog, lei die Satan ons, na 'n tronk toe, waar die deur staan naby oop. En nooit maak hy keer toe nie, want dit is gemaklik, jy gaan sit daar op jou stoel, dit is gemaklik in die tronk. Ons sit gemaklik in ons bindings. Tot op 'n dag waar hy deur toemaak, en hy sit en jy kan nie uit nie. En dit is so maklik, ek kan nou hierdie vat, want hier lê nie 'n sleutel nie. En ek kan dit nou om sy hande sit, en hy gaan nooit kan loskom daarvan, dat ek nie, of ek los gaan kom nie, maar as ek dit hier om so sit, kan ek sien hoe bind die vyand ons, en hy haal die tydelikes af, en hy sê, ek bind jou vir ewig,
Hy bind jou sodat jy nooit weer kan loskom nie. En hy trek jou af saam met hom hel toe. Broer en suster, ek wil nie jy moet hel maak. Ek wil jy moet saam met my die Here kan dien en saam met daai bindings losmaak sodat ons die Here kan dien. Maar wanneer die vyand daai dingetjies so gaan oordruk, nou ek het nie sleutel nie, ek hoop jy het sleutels. As hy so oordruk, ek kan dink as hy vas is, daar is hy uitkom, hier is hy uitkom. Weet jy wat is die hartseer van dit? Is hy vas. Maar wanneer ons nog die kettinge om ons het, kan ons losraak daarvan af. Kan ons dit losmaak, soos die geleentheid waar ons nou is. Jy kan losmaak. Jy kan hierdie ketting vat en sê, vyand, dit is klaar. Vandag trek ek die streep in die grond, ek is klaar met die ketting. Ek is klaar, nou kan jy dit. Ek is klaar om jy kan nie my meer bind nie. Jy het vir te lank het jy my gebind, te lank het die werke van die vyand ons gebind, sodat ons nie meer vas kan wees aan die Here nie. Te lank vyand het jy gemaak wat jy wil. Nou wil ek vir jou sê, vyand is klaar, dis uit en verby, jy kan nie meer nie. Vanoggend wil ek vir jou sê, kom na die Here toe. Maak dat die Here los sal maak van daai bande wat jou vashou. Iemand skryf op Facebook, hy sê, Jesus breek Satans bande, maar as jy nie ophou om te sondig nie, maak jy jouself die bande elke keer vas. Ons moet verlossing soek. Ons moet die genade van die Here soek. Ons moet soek om by die Here te bly. Ons moet soek om vry te wil wees. Ek wil vir u vra, en as jy nie vry wil wees nie, dan is jy nou op die regte plek, dan net saam met jou bid, tot ons vrymaking kry. Want dit is een ding wat ons kerke verleer het, ons bid nie meer saam, tot daar vrymaking is nie. Ons bid nie tot jy verlos is nie. Ek wil vir u vra, is hier iemand wat hier wil gebinde bly, in jou omstandigheid? Ek wil nie. Ek wil vry wees. Ek wil los wees van hierdie wêreld. Ek wil los wees van hierdie gedagte dat die wêreld die mag het oor my lewe. Ek wil los wees van wat die vyand dink hy het in my lewe. Ek wil los wees van daar. Die dag toe ek daai besluit maak, dat vyand jy het klaar gespeel met my. François was 'n vry man. François dien die Here. Ek gaan nie meer daai boom wat ek so bewolk wat mooi gegroei het in my tuin, water mee gee wat sonde is nie. Toe ek hom minder water gee, toe begin hy droog word. Toe begin hy so verdor, en hy begin, sy blare begin alle valer raak, en die wortels begin optrek, want hy soek iets. Hy soek water. Hy soek dat François moet water gee, nou gee ek hom nie meer water nie. Tot daai dag het besef, en hy droog op, toe raak ek 'n vry man in Jesus Christus. En dis hoekom ek vanoggend vir u sê, ek pleit by u, maak reg met die Here. Elkeen van ons sit hier met 'n binding op ons lewe. En ek wil dit nie verder uitstrek nie. Ek wil vir u vanoggend vra, as jy is met 'n binding en jy kan nie loskom nie, is jy hier vanoggend, en ek gaan jou nooi, en ek gaan vir jou vra, dan staan jy saam met my op jou voete. En as jy nie kan staan nie, dan voel ek, dan moet jy dit gee vir die Here vanoggend. Maar die Here moet ons losmaak van ons bindings. Ek wil vir u vanoggend sê, baie my mense besef dit. Hulle besef nie, ons praat net. Ek wil vir u baie goed sê, maar as die Here nie jou gaan oortuig nie, gaan jy bly in daai binding vassit. Ek het net kom doen wat die Here op my hart gelê het om vir jou te sê vanoggend, maak los daai bande wat jou so vashou. Daar's baie mense wat in depressie val. Ek moet vir u sê, ek is besig om met 'n vriend van my te praat, en terwyl ek met hom praat, hy sou, ek dink hy was in die ander dag in die hospitaal, maar die dokter glo nie dat hy kan gesond word nie. En hy laat weet deur 'n boodskap wat hy vir my stuur, hy drink nie meer, hulle het sy pille van sy diabetes weggevat, die toetse wys dat hy begin gesond word. Kan ek vir u volgende vir iets vertel? Hy word gesond. Hoekom word hy gesond? Want hy het by Jesus voete gelos. Hy los dit by Jesus se voete, nie by my voete nie. Wanneer jy opstaan vanoggend en sê, Here, ek gee dit vir u, dan vat jy dit nie terug nie.
Daar's 'n stukkie wat ons sê, wanneer ons ons sondes bely, hy werk met in die diepte van die see, daar waar niks kan uitkom nie. Ek wil vir jou sê, nog niemand in die diepte van die see ontdek nie, want dit is te diep vir hulle. Hoor wat ek vir jou sê, so ver as die ooste vir die weste, so verwyder hy ons oortredinge. So dink net as jy hierdie oortreding vir hom gee, gaan hy jou losmaak. Hy gaan jou losmaak. Van wat? Nee, broer, pastoor, nee, jy verstaan nie mooi nie. Ek loop te veel met hierdie, ek loop jare daarmee. Wie keer daai man wat by Bethesda gesit het, was vir lank daar. Hy's reg langs die water. En al wat hy moes doen is, hy moes eintlik 'n rol. Dis hoe ek het sien. En hy sit daar, en hy sê, en Jesus kom en hy sê, wat kan ek doen vir jou? Here, asseblief. Elke keer as ek hier kom, dan spring Anthony, dan spring oom Freddy voor my, dan spring Frank voor my, en elke keer is daar iemand voor my, en ag, Here, ek weet nie om by die water, die water is voor hom. En Jesus draai maar en sê, wil jy gesond word? Wil jy gesond word? Volgens wat ek jou vra, wil jy gesond word? Wil jy gesond word van hierdie bindings wat op jou lewe is? Ek weet ek wil gesond word. Ek wil in die Here bly, ek wil by die Here skuil. Ek wil as daar 'n probleem kom, soos wat ek gehad het, dan wil ek na hom toe gaan en sê, Hemelse Vader, help my net hierdie. Help my dat ek net die antwoord sal kry. Ek wil afsluit met hierdie getuig voordat ek hier vra om op die voete te staan. 'n Paar jaar terug doen ek iets baie verkeerd en ek begin iets, 'n besigheidsgeleentheid en ek sien, hier kom het nou, al my skuld, alles, ek op mense kan help, ek gaan baie geld maak. Jong, ek droom groot, en het lyk dit goed gelyk. En terwyl ek daar so besig is, maar die probleem was, met my saak was, ek het nie die Here geraadpleeg. Ek het nie vir die Here gevra, is dit reg, Here? Ek het nie gevra, Here, gaan dit help vir my? Nee, ek sien 'n kans, ek moet dit doen. En ek werk my sommetjies uit, en jy weet ons, daar's 'n storie wat ons sê, don't count your chickens before they hatch. Ek het daai heeltemal uit met daai dag gewis. Maar dit gebeur, dit val heeltemal uit mekaar uit, en ek kry 'n droom, en die Here wys vir my die droom, hoe dit uit mekaar uitval, en ek verloor alles. En ek skrik, en die Here maak my patent daarop, en ek begin, ek sê vir my vrou, daai volgende, ons is klaar. Ons het niks te sien. En nog erger maak die Here dit, daai sondagoggend waaroor praat die pastoor, as ons net die Here raadpleeg oor ons besluite. Ek sê, o Here, ek het mos nog gehoor. Ek het mos nog gehoor, ek moet ekskuus, Here, ek vra om verskoning. En hoe meer ek daaroor gaan hoor, ek dieselfde storie, en ek sê, Hemelse Vader, ek's reg daarmee. Maar dit draai toe nou so half die my terug. Ek het toe nou die skuldgeld toe daar eintlik op die stadium. En in daai oomblik lê daai geld daar so, maar dis nie myne nie. Ek moet dit teruggee aan die mense wat die geld nou maar basies deur my nie het nie. Ek bid en ek sê, Here, ek het nie uitkomste nie. Ek weet wat dis 'n werklikheid. Jy het nie uitkomste nie. As die Here nie instap nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Dis hoe ek bid daaroor. Ek bid en ek sê, Here, asseblief maak my net los van dit af. Ek sê, ek weet nie, ek sal vir U alles doen wat ek kan. Jy weet ons soos ons as mens, ons wil 'n plan maak, hoe gaan ek nou die Here tevrede stel, sodat hy my net in die vlees en bloed vir my kan antwoord en hierdie ding kan oplos. En ek begin vas en bid en ek maak tyd vir die Here en hoe meer ek met die Here praat, kom daar geen antwoord op nie en dit raak al nader aan die tyd dat ek die mense moet sien. En ek bid en ek sê, Hemelse Vader, ek weet ek mag nie so vra nie. Maar kan jy nie die deur oopmaak dat iemand net vir my die geld kan teruggee? Dat ons net kan afhaal en klaar. En dit kom toe nou so vallig, die Here herinner my aan 'n baie jaar voor dit het ek ook in besigheid doen nou die myne toegemaak, so ons het nie ons geld gekry nie. En terwyl ons toe nou, ek dink toe nou myself op, die Here wys vir my, hy sê, praat met die vrou wat die laaste mee gepraat het oor die geld wat nie gekry het. Ek laat weer die vroukie per e-pos. Hy sê vir haar, luister, ek het gehoor, is julle nou reg, kan jy ons geldjies terug? Ja, seker meneer.
ons gaan al julle geld terugbetaal. Stuur net, dat ons net weer bankbesonderhede kry, en jy praat met die ek is net in beheer van die groot gedeelte van mense, maar al julle geld sal terugbetaal. Ek skrik. As jy sê, ek wil reg hoor, ek wil reg lees, ek wil reg verstaan. Ek loop by my vrou toe nou blyk stil, want ek weet nie hoe het hanteer nie. En ek kom by my vrou en ek sê van, kyk of jy nou gesien wat ek gesien het. En sy sê vir my, ek sien wat jy sien. En ek besef, die Here maak 'n weg waar daar geen weg is nie. En op daai oomblik, toe besef ek die hand van die Here in my saak. En ek gaan na die mense toe en ek sê vir hulle, no problem. Met 'n smaal sit ek vir hulle, ek gaan jou alles teruggee. En die Here maak vir my die weg met betaal terug en geen ding op my naam agterna nie. Inteendeel was hulle so goed gesit teenoor my. Niks, geen verder stappe, geen niks. En ek wil nou nie vir jy sê, ek het nou uit die saak uitgehardloop of uitgekom nie. Dit vat nie saak, ek wil vir jou wys hoe dit gewerk het. Ek wil net die kort detail daarvan gee. Die Here het hierdie saak vir my opgelos. En nou ja, ek weet, die Here het ons verstand gegee. Ons gebruik daai in ons altyd. Die Here het verstand gegee. Hoe kan hy ons dit diabetes oplos? Maar jy het hom nog nie gevra, Here, los dit op nie. Hoe sal jy weet dat die Here kan jou gesond maak? Hoe is jy seker dat die Here jou van jou daai ding wat jou jaag elke aand, wat jy nie kan slaap nie, jou slaapensheid. Hoe weet jy nie die Here kan jou genees vandag en jy slaap môre soos vanaand weer. En môre staan jy op en jy sê, "Sjoe, dit was die lekkerste slaap wat ek wil gehad het." Sonder pille. Die Here kan dit doen. Glo jy saam met my? As jy saam met my die Here glo, dan gaan ek vra dat jy saam met my op die voete staan. En ek gaan vir jy vra vanoggend. Dat jy weet elke een wat is die probleem. Jy weet wat die probleem is. Ek hoef nie vir jou uit te wys nie. En as jy hier ingekom het en jy sit met daai binding, wat vasgevang is, dalk in dwelms, rook, drank, enige iets, wil ek vir jy vanoggend sê, die Here kan jou verlos. Want in Johannes 8, vers 36 sê hy, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Jy is waarlik vry wanneer Jesus jou vry maak. En ek gaan bid, en terwyl ek die bid vanoggend, wil ek vir jou vra, as jy nie tevrede is dat ons net 'n gebed doen nie, dan nooi ek jou uit na vore om na vore toe. En dat ek vir jou kan bid, en dat ons saam met jou kan deurstry, want die Here sal genees. So kom ek vra jy, sluit die oë vanoggend vir my. Hemelse Vader, terwyl ons hier voor U staan, en elke versoeking wat geroep is, Here, dalk noem ek nie alles vanoggend nie, maar ek weet U is die antwoorde van ons gebed. Wil ek U vra vanoggend, dat U ons sal kom aanraak, die se mense wat gebind is, deur mense se bindings dalk, deur mense se maniere om ons as kinders van die Here te bind, by die werk ons is dalk gebind, omdat ons die groot salarisse kry nie, ons kan dalk nie iets betaal teen die einde van die maand nie, maar ons weet as ons op U vertrou, dan gaan U die bande breek. Die lied sê, Jesus breek al die bande, en hy maak ons vry. So vra ek Hemelse Vader, dat U elke persoon wat in hierdie gebou is, binne en buite, wat ook nie vanoggend hier kan wees nie, bid ek, dat U elke band julle sal breek in Jesus naam. Ek wil kom bid en vra, breek hulle, ek pleit die bloed van Jesus Christus oor hulle, dat U elke binding sal breek, dat wanneer hulle terug sal kom, hulle sal kan getuig van U grootheid. Elke persoon wat hier ingestap het, wil ek U vra, raak hulle aan, Here. Kom vernuwe hulle harte en hulle gedagtes, Here. Ons het U nodig, want sonder U genade is ons verlore. Ek wil U vra, kom raak hulle aan vanoggend. Die probleem wat elke een het is baie uniek, Here. Ek weet dat ons praat baie daarvan, maar ons weet Jesus is die antwoord. Jesus is die verlosser.
Hy is die saligmaker. U het nie verniet vir ons aan die kruis gesterf nie, maar U het vir ons 'n lewe gegee vol van oorvloed en blydskap. En daarom roep ek dit uit vanoggend. Kom raak hierdie mense aan. Kom raak hulle aan. Kom vernuwe hulle. Kom breek elke binding op hulle lewe in Jesus se naam. Want net Jesus breek bande. Jesus alleen is die alleen een wat die bande breek. Jesus alleen breek bande en hy maak ons vry. Want Here, U alleenlik breek dit. Ons haal elke binding van ons af wat die vyand op ons geplaas het. Elke persoon, Here, wil ek kom vra dat U hierdie bande sal breek in Jesus Christus naam. Dat U elke een sal oplig vanoggend. Dat U sal versterk. Elke krankheid, Here, breek ons. Elke binding wat die mens op ons sit, elke vloek, Here, breek in Jesus naam. In Jesus Christus naam. Loof ons hier, ons prys U naam. En ons weet U maak ons vry. En ons sê dankie vir die Here. In Jesus naam. Halleluja. Amen. Amen. Prys die Here. Halleluja. Loof die Here. Halleluja. U mag U sitplek neem. Halleluja. Ek wil net voordat ek waar ek moet oorgee. Wil ek net gou vir u sê, moenie uitstap as jy nie tevrede is. Maak 'n afspraak en ons kom sien jou. Ons begin saam met jou die pad stap sodat deurbraak sal kom in jou lewe. Die probleem is van ons as kinders van die Here in kerk, ons los dit. En ons praat mooi daaroor nie. En baie keer is genesing die eerste stap daarvan om te erken, ek sit met 'n probleem. Tweedens, ek moet met iemand praat. As jy nie met enigiemand hier wil praat, jy kom praat met my. Ek is baie goed om geheim te hou. Ek skryf dit eers neer. Ek wil vir u vanoggend sê, ons is die Heer staan ook vir u vanoggend. Vir elke persoon, wat jy groot of klein, ek is daar, ons is daar om saam met julle die pad te stap. Ons tyd is nie die Here se tyd nie. Ons moet begin leef hoe die Here wil hê ons moet leef. Prys die naam van die Here. Loof die Here. Ons gee die Here net 'n kans. Loof die Here. Loof die naam van die Here. Loof die Here. Ek wil regtig dat ek moet dit weer anders sê tot julle dit gaan glo. Moenie uitstap as daar wins op die lewe is nie. Breek los van dit af in Jesus naam. Ons het nodig om los te raak. Prys die Here. Loof die Here. Jy kan ons op dader staan. Ek wil net vir iets doen. Ons het 'n paar goedjies wat ons graag wil doen in die gemeente. En ons gaan hy gaan nou die afgelope soek en dan gaan hy het weer vir u sê vanoggend. So ek vra as jy 'n man is in die kerk en jy weet wat die Here vir jou beteken en jy wil iets doen vir die Here, wil ek jou uitnooi na Vrydag aand wil ek wie kan wees. Die wat nie kan wees nie, ek sal reël vir ander dag, maar ek wil al die ons hê. As jy kan wees, sal ek dit baie graag waardeer. Ek wil graag hê ons moet net daai aand net so vir dalk net 'n uur net by mekaar kom. Ek het iets wat ek met u het gesels. Ek gaan dit nie vir die vrouens doen nie. Ons mans is trots op onsself. Ek gaan ons eie goedjies ook hou vir onsself. Al het vroue met hier. Ons mans het nog niks hier nie. So gee my die geleentheid, kom op na die huis van die Here toe Vrydag aand. En dan gaan ons 'n bietjie gesels saam en 'n bietjie saam bid en al daai goedjies en ons kan planne uitbrei en al daai goedjies doen. Al wat ek vir u vra is kom op na die huis van die Here toe. Dan nommer 2 is, daar's 'n mannekamp wat kom en dit is by Pretoria. So as jy wil gaan, dan kan jy met my kom praat. Ons het nog nie, ek het die details al nou opkom. Dit kos R650. Ons vra jy nie, as jy sê nie het nie, ons sien maar.
Die Here sal voorsien. As jy nog nie gesê het nie, julle sal sien wanneer ons die braai van die kerk hou, dan gaan julle voorsien die Here. Prys die Here. Dit gaan ook opkom, ek het nog nie 'n datum meer op die bestuur praat, die ander ene wat ons moet oor praat is, ons het 'n klomp saamtrekke, konferensies en goedjies wat ons gaan hou hier by die kerk, tussen hier en Iemansdorp en daar by die baai, so ons gaan alles in ons hier om doen, so ons gaan groot, ons gaan julle almal se insê nodig hê, insaal nodig hê, so asseblief, ons sal die datums die Here gee, sodra ons die skoolgoedjies en ons goeders uitgesort het, sodat geen met niks bots nie, so veral soos hy sy onderwyser is om die sport te doen, ons wil nie julle moet dit mis. So as jy, ons gaan die datums opsit, en as ons die datums opgesit het, kan ons vir julle 'n kans gee, of ons te sê, ja, kan daar wees of nee, kan jy nie dalk daai dag het maak, of soiets nie. Moenie worry daaroor nie, ons het mense wat die 1 keer 'n week werk, en dan volgende week werk hulle nie, ons is hier om hulle almal te akkommodeer. Ons wil hê, almal moet by die Here uitkom, almal moet dit saam met ons kan geniet. So ek vra asseblief, ons sal so hierdie tyd alles gee vir julle, op die groepe, dis die ander ding wat ek sê, dis ek nie meer geskryf het nie. Ek gaan 'n groepie maak, en dit is nie 'n geselsgroepie nie. Dis 'n groepie waar ons al die inligting hier kan gee vir julle. Ek het dit nog nie gedoen nie, want ek nog nie almal se kontaknommer nie, so ons het al begin, baie mense het ons al inligting ingekry, en as ons julle kom besoek, van ons van die bestuur wat hulle gaan besoek, en dan gaan ons julle meer inligting by julle kry, en dan sal ons die groepies maak, sodat julle daarop kan die inligting kry. Dis regtig net vir inligting. Ek wil nie, as julle 'n groepie wil hê waar julle kan gesels, met praat, dan kan ek vir julle geselsgroep maak, maar ek dink daar soveel groepe, ek weet nie hoeveel groepe is jy nie, maar op die plaas was ek op 20 groepe gewees, en ek was by alles ek op sonder die kerkse groepe. So ek vra jou nie, moenie die groep net verlaat nie, gee ons 'n kans net vir inligting, ek sal die inligting deurgee, of wie ook al op die bestuur is om die inligting deur te gee. Alright, dis dit wat ek nou klaar praat,